In 2019 het ons hierdie stroombaandiagram. R se weerstand is 5,6, skakelaar S is oop. Ons het 'n lae weerstand ammeter, ons het 'n hoë weerstand voltmeter. Daar's 'n EMK, daar's 'n interne weerstand, geen waardes word daar vir ons gegee nie. Die weerstand van die verbindingsdrade en die ammeter kan ignoreer word. Dan het ons hierdie grafiek wat vir ons die potensiaalverskil teenoor tyd aandui van die voltmeter en by tyd T1 word skakelaar S toegemaak. So wat sien ons? Ons begin met 13 volt. Sodra die skakelaar toegemaak word, dan het ons 'n nuwe lesing van 10,5. So met die oop skakelaar, weet ons daai 13 volt stem ooreen met die EMK. Dan is daar 'n val in die potensiaalverskil sodra die skakelaar toegemaak word. Daardie afname noem ons die verlore volts. En dit is as gevolg van die stroom wat nou vloei deur die battery. Onthou, met die skakelaar oop is daar geen stroom wat vloei deur die battery nie, maar nou is die skakelaar toe, stroom vloei deur die battery en 'n deel van die energie gaan nou verlore as gevolg van hitte binne in die battery self. Dis hoekom jou selfoon, veral ouer selfone, warm word oor tyd. Dis daai interne weerstand wat jy eerstehands kan beleef in 'n selfoon byvoorbeeld. Definieer die term EMK, elektromotoriese krag van 'n battery. Dit is die maksimum energie verskaf deur 'n battery per eenheidslading wat daardeur beweeg. Ek kan dit so onthou, energie is joule en eenheidslading is coulomb en joule per coulomb is volt. Die EMK is die lesing wat jy kry as jy 'n voltmeter oor die terminale van 'n battery plaas en die skakelaar is oop. Met ander woorde, daar's geen stroom wat vloei in die stroombaan nie. EMK is natuurlik die 13 volt wat ek aflees vanaf my grafiek. Nou sluit ons skakelaar S. Wat is die stroom deur resistor R? Wat is die totale stroom? Met ander woorde, ons het die weerstand van resistor R. Ons het die potensiaalverskil met 'n toeskakelaar en dit is die terminaal potensiaalverskil. Dis 10,5. So I is gelyk aan V op R. V is 10,5 en dan ons weerstand is 5,6 en as ons dit afrond tot 2 desimale plekke, 1,88 ampere. Skakelaar S is steeds gesluit. Wat is die drywing P in resistor R? So P op jou formuleblad is V maal met I. Wat is V? Is 10,5 en jy het sopas I bereken 1,88 en dit gee vir jou 19,69 watt. Watt is joule per sekonde. So elke sekonde word 19,69 joule energie verbruik in resistor R. Skakelaar S gesluit, bereken die interne weerstand R. Nou onthou, jou EMK gaan konstant bly, jou interne weerstand gaan ook konstant bly, ongeag wat jy aanvang. Jy moet die battery vervang met 'n ander tipe battery en dan gaan jy 'n verandering in EMK en interne weerstand sien. Maar in elk geval, jou interne potensiaalverskil is gelyk aan die totale stroom maal met die interne weerstand. Nou, wat is die interne potensiaalverskil? Onthou jou EMK is gelyk aan V ekstern plus V intern. Die EMK is 13. V ekstern, as die skakelaar toegemaak word, is 10,5 minus 10,5. Gee vir jou die V intern. So V intern is 2,5. En dit is gelyk aan jou stroom wat jy sopas bereken het is 1,88 en jy maal dit met jou
interne weerstand. So jou interne weerstand is 1,33 ohm. Ons voeg nou twee identiese weerstande X en X in parallel by en ons wil bepaal wat gaan die effek wees op die voltmeterlesing. Ons gebruik RIFFE. Ons begin met die eksterne weerstand. Nou dink mooi. Ek voeg nog weerstande by in parallel. Ek maak meer paaie basies. As ek meer weerstand in parallel byvoeg, dan verlaag die weerstand. So die parallelle weerstand wat ook die eksterne weerstand is, gaan verlaag. En as die weerstand laer is, wat gebeur met my stroom? Dit gaan toeneem. So stroom gaan toeneem, my totale stroom gaan toeneem. Wat gebeur nou met my interne potensiaalverskil? Onthou, V intern is gelyk aan I maal met R. En soos ek reeds gesê het, die interne weerstand gaan konstant bly. Dit gaan 1,33 bly. Maar ons stroom, onthou dit was 1,88, dit is nou 4, het hulle vir ons gesê. So die interne potensiaalverskil gaan styg. En dan, weer eens, omdat ons weet, die EMK is V ekstern plus V intern, as die EMK konstant bly, wat die geval is, en V intern neem toe, dan moet die eksterne potensiaalverskil afneem. Nou moet ons die weerstand van X bepaal, daai twee is identies. Ons het op ons formuleblad hierdie baie bekende vergelyking. Ons weet ons EMK is 13. Ons stroom is vir ons gegee as 4. Ons het nie nou die eksterne weerstand nie, dit gaan ons nou bereken, en ons het ons interne weerstand, dis 1,33. As ons dit dan gaan vereenvoudig, dan kry ons die eksterne weerstand is gelyk aan 1,92 ohm. Maar dit is dan ook gelyk aan die parallelle weerstand, want dis jou enigste weerstand in die eksterne stroombaan. So ons kan dan gaan en sê 1 op die parallelle weerstand is 1 op 5,6, met ander woorde die onderste tak, plus 1 op, en X is in serie geskakel, ons kan hulle dus by mekaar tel, X plus X, en dit is gelyk aan 2X. Ons het die parallelle weerstand bereken as 1,92, gelyk aan 1 op 5,6 plus 1 op 2X. So dan kan ons gaan en ons kan sê dis 0,521 minus 0,179 is gelyk aan 1 op 2X, en dan kan ons 2X kry as 2,924 ohm. Ons deel met 'n 2 beide kante en die weerstand van X is 1,46 ohm.